My hande hef ek op na U. Ek loof U naam en buig voor U, want U is Goeiemôre, pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening. Vanoggend weer hier by julle met 'n woord van die Here. Julle weet wat, ek weet baie mense skram weg van die boek van Openbaring, maar ek vind in die boek van Openbaring wat ek wil noem sulke goue gedeeltes wat raakslaan gedeeltes is wat as ek dit lees, begin dit my geestesmens binne-in onmiddellik roer en aanraak. Nou ek wil net so een wil ek vandag gou vir julle lees en kom ons kyk gou daarna wat wil die Here vir ons sê. Amen. Goed. Ek gaan vir ons lees vandag uit Openbaring 21 en ek gaan hier vir ons lees van vers 5 af. Hoor net wat staan hier. En hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Hierdie woorde kan jy maar opsteen. Jy kan maar staat maak op dit. Dis waarheid. OK, nou sê hy. En hy het vir my gesê, dit is verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe verniet. Aan die dorstige. En dit het niks met 'n fisiese dors te doen nie, julle, maar dit het te doen met 'n geestelike dors. Maar wat is 'n geestelike dors? Dit is, jy weet daai holkol hier binne in jou wat so smag daarna om net met iets gevul te word, julle. Dis 'n geestelike uitroep, 'n geestelike dors. Hy sê aan hom wat dit in hom het, uitroepend is na my, want hy's dors na my. Ek sal hom versadig, sê die Here. En hy sê, en ek sal vir jou gee die water van die lewe, sê hy, ek sal dit vir jou verniet gee. Nou sê hy wat oorwin sal alles beerwe, en ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Julle, wat bedoel hy? Hy wat oorwin. Wat oorwin? Hoe oorwin? Julle, luister gou vandag hier. Ek wil vir julle vra, is dit maklik om die Here te dien op hierdie aarde? Die antwoord is nee. Hoekom nie? Want daar's 'n duiwel. Nee, daar's geeste, daar's duiwels, daar's demone, daar's omstandighede, daar's verleidinge. Die Here het gesê, julle sal verdrukking ervaar terwyl julle op hierdie aarde is. So hoor nou hier, hy sê, hy wat oorwin, sal alles beerwe. Julle, en as ek hoor God sê, as ek oorwin sal ek alles beerwe, dan maak dit binne in my iets wakker, julle, om te wil nader aan hom, om meer woord te lees, om meer te bid, julle, om met my God meer en meer te praat, julle, om die inwonende Heilige Gees meer teenwoordig binne in my te ervaar. Hy wat oorwin sal alles beerwe. So ek en jy moet daarna strewe om hierdie geestesstryd wat met my en jou op die oomblik aan die gang is, ek wil vir jou sê, byt vas, druk deur, soek God, lees die woord, bid sonder ophou en hou aan met dit elke dag van jou lewe so, want dan is jy besig om hierdie resies tot oorwinning toe te hardloop. Amen. So hy wat oorwin sal alles beerwe, en ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. En dan kom hy hierso, en hy sê hierso in Openbaring 20, kyk net gou hier. Vers 6. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Het julle geweet daar gaan 'n eerste en 'n tweede opstanding wees? Ek wonder wat is dit? Wat dink julle van die wegraping? Eerste opstanding. Dan gaan die res deur die groot verdrukking. En dan, met die wederkoms, tweede opstanding. Kyk gou weer. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie.
Jy sien, die woord van die Here sê, as jy nou, voordat die tyd van die groot afval en die groot verdrukking kom, as jy nou in 'n heilige God soekende lewe hom najaag met alles wat in jou is, gaan jy deel wees van die eerste opstanding. Dan gaan die tweede dood geen effek op jou kan hê nie. Hy sê, dis kom sê hy, salig, die woordjie salig beteken, gelukkig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Nee. Maar, hy sê dan, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees, en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. O, julle hoor gou hier, die wederkoms van die Here is op hande. Ek wil eintlik sê die wegraping is op hande. Ek wil sê die groot verdrukking is op hande. Ek wil vir julle sê dat die wederkoms van die Here is op hande. Hierdie is die dinge van die tyd wat in die gees nou nader stroom meer as ooit van tevore. En hoor, wat is die beloning vir hulle wat oorwin? Ons sal saam met Jesus Christus as konings en priesters op hierdie aarde vir 1000 jaar lank regeer. Dit is die tyd van die 1000-jarige vrederyk wat kom. Ek wil jou aanmoedig in die tyd wat ons nou lewe, om nie toe te laat dat die verleidinge en die verlokkinge en die invloeiing van die bose en die verleiding van ons tyd jou sal insluk nie. Maak jou vas aan die woord van die Here, soos wat jy dit nog nooit gedoen het nie. Laat dit jou môre, jou middag, jou aand, jou gaan slaap en jou opstaan wees, julle, om deurdronge en deurtrek te kan wees met hom, want dan gaan jy deel hê aan hierdie eerste opstanding waarvan hy praat. Amen. So ek wil julle bemoedig hiermee in 'n tyd soos nou, om vir Jesus te lewe soos nog nooit nie. Liefde en seën. As jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag nog aanhou dit kry, as jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien. Baie liefde en seëning vir julle. Amen.